Goeiedag aan almal. Moeder se liefde is soos die suiwer stroom van die Ganges wat ewig vloei sonder enige voorwaardes. Uit die gange van herinnering bring ons vandag vir julle 'n verhaal. 'n Verhaal waardie ek verdwyn en slegs onbaatsigtige toegeneentheid oorbly. Sluit by ons aan, saam met hierdie heilige uitsigte oor die Ganges, terwyl ek vir julle 'n roerende verhaal vertel uit die pen van die bekende skrywer Rajesh Chandrani Madanlal Jain. My moeder, hoe baie het sy my lief gehad en met watter toewyding. 19 Desember 2019. Toe moeder nog in hierdie wêreld by ons was. Dit sal die beste wees om heel aan die begin te begin. Terwyl ek opgegroei het van kinderlike onskuld na begrip, het ek ons huis vol lewe gevind. In die middel van daardie groot familie was my moeder se nabyheid vir my die kosbaarste. Haar sagtheid was my grootste krag. Daar was ook ander broers en susters en mamma moes na alles omsien. Sy het verantwoordelikhede teenoor familie en geloof met 'n bewonderenswaardige balans hanteer. Daar het vir haarself baie min tyd oorgebly. Toe ek ouer geword het, het ek 'n diep waarheid besef. Sy was baie meer nederig en rustig as enigiemand anders. Ek het haar nooit kwaad vir enigiemand gesien nie. Ek het haar nooit geïrriteerd gesien nie. Dalk was dit in daardie tyd die natuurlike deeg van elke moeder. Die model van 'n perfekte huisvrou. Met die verloop van tyd, toe my begrip duideliker geword het ek 'n eienskap by haar opgemerk wat ek by geen ander gesien het nie. Dit was haar voorwaardelose lewenstyl. Sy het elke voorwaarde van die familie, die bure en die samelewing aanvaar. Maar sy self het nooit enige voorwaardes aan ander gestel nie. Vandag, nadat ek die wêreld leer ken het, verstaan ek dat sulke onbaatsigtigheid uiters seldsaam is. Om jou eie bestaan volkome in die bestaan van ander te laat opgaan, is geen maklike taak nie. En dit nie net vir 'n oomblik nie, maar vir 'n hele lewe. Sonder twyfel was sy 'n heeltemal spesiale persoon. 'n Menslike uitsondering, as mens dit so kan noem. In hierdie onwankelbare eenvoud het ek soms gelukkige oomblikke gesien. Veral tydens haar reise na haar ouerhuis. Lalitpur is haar geboorteplek. Sy het haar vader en broer reeds op 8-jarige ouderdom verloor. Daarna het ouma en my moeder in die familie van ons oom gewoon. In ons kinderdae, wanneer ons die familie daar besoek het ons verstaan waar hierdie edele waardes van my moeder vandaan kom. Wanneer sy in Lalitpur was, het daar 'n gevoel van innerlike vrede in haar stem verskyn. Daar woon vandag nog die families van ons neefs. Hulle is nederig, maar baie edel in hul gedagtes. Hulle het mamma altyd met diepe respek behandel. Ek was gelukkig om te sien hoe haar klein wensies daar vervul is. In die strate van Lalitpur het sy waarlik tuis gevoel. Ek keer weer terug na my gesprekke oor my moeder. As gevolg van haar godsdienstige opvoeding, het moeder groot verwagtinge gehad. Sy het gehoop dat ons susters en broers die geloof sou verstaan en die tekste sou leer. My broers en susters het dit nagekom. Maar my belangstelling in studie was op daardie stadium 'n bietjie minder. Later het ek weens werk dikwels ver van die huis gewoon. So het my agterstand in geestelike praktyk sedert my kinderdae as 'n skaduwee deur my hele lewe gebly. 5 jaar gelede, nadat ons vader heen gegaan het moeder begin swakker word. Die laaste 2 jaar is sy weens haar siekte in die bed. Die jongste broer se familie sien met enorme liefde na haar om. Haar liggaam weeg nou waarskynlik net so wat 25 kg. Maar selfs onder hierdie moeilike omstandighede bly haar sielskrag onwankelbaar. Sy eet nou net 1 maaltyd per dag. Sy konsentreer al haar aandag op die pad van geestelike bevryding. Ten spyte van die fisiese swakheid, is sy geestelik wonderbaarlik helder. Sy beskik oor 'n merkwaardige intelligensie. Alles wat sy in haar lewe geleer het, onthou sy vandag nog uit haar kop. Haar wêreld is nou beperk tot 1 klein kamer. Maar selfs daar word geen klagte van haar kant gehoor nie. Wêreldse sake lyk nou vir haar sonder betekenis. Sy herhaal dikwels 'n sinvol wysheid. Vergifnis van almal, vergifnis vir almal. Sy vra vergifnis van diegene wat sy dalk gepla het. En vergewe met gemak enigiemand wat haar seer gemaak het. My oudste suster, Kiran, het hierdie waarheid baie duidelik besef. Sy lees daagliks vir ma tekste oor die telefoon.
Ma onthou alles en tog luister sy met diepe ontroering. Soos ek gesê het, geestelik is ek die agtergeblewe seun. Omdat ek ver woon, kan ek haar nie direk by haar bed bedien nie. Ongeveer 2 maande gelede het 'n mooi gedagte by my opgekom. Dat as ek ook vir haar sou lees, haar vreugde sou toeneem. Sedertdien bel ek haar op elke vakansiedag. Sy wag ongeduldig en is baie bly. Tydens ons gesprek vra sy my om verskillende tekste te lees. Die laaste 2 weke het sy 'n spesiale wens. Sy wil die Bhaktamar Stotra vanuit my stem hoor. Die korrekte uitspraak van Sanskrit is 'n groot uitdaging vir my. Sy ken alles uit haar kop sonder 'n enkele fout. Maar om dit vanuit haar seun se stem te hoor, gee haar oneindige vrede. Om dit 1 uur per week te doen, kan iemand laat dink, hoe min vra my moeder van my. Maar in werklikheid weet sy en ek weet die waarheid. Dat sy iets ontsagliks van my verwag. Mami hoop dat ek die pad van sielsbevryding sal loop. In haar lewe word 'n wonderlike harmonie gesien. Uit 'n wêreldse oogpunt beliggaam haar lewe hierdie sin. Om verander te lewe is die ware lewe. Maar terselfdertyd het die gees van sielsreiniging altyd in haar gevloei. Sy het ons van kleins af morele waardes geleer. Later het sy aan my beide dogters dieselfde waardes gegee. Onder haar beskerming het die persoonlikheid van die skoondogters ook ontwikkel. Sy was 'n voorbeeld vir al haar kleinkinders. Sy het altyd met erns gesê, om oor die bose te praat versprei die bose. Daarom kan slegs om oor die goeie te praat die bose uitwis. Terwyl Suster Kiran moeder se natuur onthou, sê sy, mamma het altyd weggebly van ander se sake. Sy het ons geleer dat die onderskeid tussen myne en joune geen nut het nie. Hierdie les is vandag ons kosbaarste skat. Die rede waarom ons in die samelewing gerespekteer word. Ons glo in eenheid, nooit in oneenigheid nie. Mamma het vir ons geestelike waardes gegee om ons siel te reinig. Om onsself van die lyding van geboorte en dood te bevry. Datum 26 April 2022. Sy wou niks materieels van haar kinders hê nie. Sy wou net hê dat ons die waarheid moes vind en wysheid moes verkry. Mamma se liefde is soos die genade van die groot leraars, wat alle wesens tot geluk inspireer. Op 26 April 2020 het mamma heen gegaan. Dit was 'n moeilike tyd te midde van die pandemie. Sedertdien het ons die tradisie van daaglikse gesamentlike hersying gevestig. En hierdie tradisie duur vandag nog met trots voort. Ons wy hierdie uur aan die laaste wens van mamma. Kiran, Soba en Rachna bewaar hierdie tradisie saam. Vandag, met respek vir die nagedagtenis van my moeder, deel ek hierdie vertelling opnuut. Julle het pas geluister na die huldeblyk van woorde deur Rajese vir sy moeder. 'n Lewende tradisie wat nooit ophou nie. Ware liefde lê in die verheffing van die siel. Vandag is mamma nie fisies by ons nie. Maar die familie se gebed hou haar wens altyd lewendig. Om die goeie te kies is die opregste huldeblyk aan 'n moeder. Vandag deel ons met 'n swaar hart dat Rajese se jonger suster, Sobaji, in Januarie 2026 oorlede is. Sy het moeder se pad gevolg op die reis na die ewigheid. Dra ons opregte meegevoel ook aan hierdie uitmuntende dogter oor. Dit was al vir vandag. Baie dankie.